Die bekende radiopersoonlikheid en rugbykommentator Henny Koortsen kuier vandag by ons. Wat 'n voorreg om hom hier in die ateljee te hê. En hy vertel ons meer oor sy loopbaan in uitsaaiwese en dan ook sy nuwe kursus Uitsaai in Aksie. Hartlik welkom hier by ons. Also wat 'n voorreg om hier te wees en deel te wees van hierdie positiwiteit en passie wat julle elke oggend uitstraal. Baie lekker. Wel, ek hoop jy gaan met my ook nou 'n paar wenke deel, maar voordat ons daarby uitkom, jy is nou al dekades lank in die uitsaaiwese. Waar het jou liefde vir uitsaai begin? As 'n kaalvoetseentjie op 'n eiland in die Oranje rivier in die Noord-Kaap, so 20 km bo kan die Geografies waterval. Dis waar dit begin het en dis waar ek met 'n bandopnemer rondgestap het en my eie programme gemaak het en gedroom het oor die geleentheid agter 'n mikrofoon. En ek moet sê baie mense in my omgewing het gedink maar dis onmoontlik. Vir hulle was die mense wat jy gehoor het op radio in daai stadium ikone en wat gaan jy doen om daar uit te kom? Maar 'n droom het 'n werklikheid geword en dit is een groot voorreg nog elke dag. En jy het ook by verskillende platforms so oor die jare heen betrokke geraak. Watter een sê jy het jou die meeste gevorm? Radio definitief. Dit is as jy dink in terme van die uitsaai media. Mense besef nie die waarde van radio en die lesse wat jy leer, wat jy kan gebruik later in jou loopbaan in die televisiewêreld nie. Radio het maar net sy eie bekoring, die onmiddellikheid van radio, die geleenthede wat dit vir jou gee om vir mense hulle eie skildery te laat maak in hulle verbeelding met die woorde verfkwas. En dit help jou so baie later in alles wat jy andersins gaan doen en sal doen in die uitsaaiwêreld. Goed, Uitsaai in Aksie. Dit is nou 'n nuwe kursus. Wat presies behels dit? Dis juist die praktiese deel van uitsaai. Want ek dink almal kan dink en jy self, jy kry al die teoretiese opleiding wanneer jy universiteit toe gaan of wanneer jy na 'n college toe gaan, maar die praktiese deel, daar's net niemand wat jou leer hoe hanteer jy 'n mikrofoon en wat is die regte woordeskat en taalgebruik en hoe doen jy 'n onderhoud? Wat is die regte manier van 'n onderhoud doen of verslaggewing of wat dit ook al mag wees? En dit is ook my besluit het. Ek wil baie graag terugploeg. Ek wil baie graag mense wat die droom het om uit te saai, help om die droom 'n werklikheid te maak. Ek kan niks aan jou droom doen nie. Maar ek kan jou help om jou droom te leef. En daar's daai gretigheid om uit te saai en dan is daar die geleentheid, maar tussenin is die gereedheidsgedeelte. Is jy gereed wanneer die geleentheid om voortdoen in die uitsaai wêreld? En dis waar ek wil inkom en mense help om hulle self gereed te kry vir wanneer daai geleentheid wel daar gaan wees. En dit is ook nou seker vir enige iets, nê, vir iemand wat weet op radio wil uitsaai, dalk iemand wat wil nuus lees, sportkommentator wees, dit sluit dit alles in. Dit sluit alles in. Selfs as jy net jou eie potgooi wil begin, dan help ek jou ook om vir jou te sê, maar hoe sit jy dit aan mekaar? Hoe hanteer jy dit? En selfs as jy net jou kommunikasievaardighede wil opskerp, selfs by die werk, en as jy een van daai mense is wat 'n motiveringsspreker is van tyd tot tyd, dan help ek jou ook met mikrofoontechniek en hoe kan jy jou gehoor vasvang en deel maak van wat jy doen. Want dit gaan nie net oor 'n mikrofoon in die hand en nou staan en praat jy nie. Dit moet uit jou hart uitkom. Dit gaan oor dit wat mense sien, hoor en ervaar en as hulle daarbey inkoop, dan word hulle deel van wat jy doen. En dit is so lekker om skoolhoofde, onderwysers, selfs dokters en doktore in die sterrekunde al deel te kon hê van my kursus en te kan sien dat hulle daarbey baat vind en daarbey leer en dis die lekker deel daarvan. En ek dink dit bevorder en ontwikkel kommunikasievaardighede oor die algemeen as ek nou so na jou luister. Waar kan mense meer inligting in die hande kry? Die vinnigste gaan wees by my Facebookblad, Uitsaai in Aksie. As mense daar 'n draai gaan maak, dan is al die inligting daar en ook wanneer hulle met my kan gesels. En ek wil net vir mense sê wat dalk nie 11 weke tot hulle beskikking het vir so 'n kursus nie. Daar gaan ook 'n mini kursus begin. 21 dae van 21 minute waar ons jou gaan help om vaardighede op te skerp en aan te leer. Dit klink baie opwindend. Jy het vroeër verwys na potgooi byvoorbeeld. Ek bedoel die media wêreld het baie verander met platforms soos byvoorbeeld potsendings en dan ook YouTube. Hoe belangrik is dit in vandag se tyd om veelsidig te wees? Ek dink dis uiters belangrik want jy kan jouself bemark op die verskillende platforms en dis waar ek vir radiostasies wil sê en televisiekanale. Die sosiale media is nie 'n bedreiging nie.
Dit is 'n geleentheid om te bemark wat jy doen. En vir mense wat op radio en televisie agter die mikrofoon of voor die kamera is, hier is 'n geleentheid vir jouself om jouself ook te bemark, sodat meer mense kennis neem van wie jy is, wat jy doen, waar jy dit doen. En as jy dit reg gebruik, is dit so aanvullend en kan dit uitstekend vir jou werk. So ek dink te min mense maak daarvan gebruik, maar kan ek byvoeg, kwaliteit is so belangrik. Ons sien baie, maar die kwaliteit is vir my nie altyd daar nie. En dis juist waar ons wil help om te sê, maar kom ons maak seker dat ons kwaliteit produksies beskikbaar stel. Kwaliteit en 'n standaard as maatstaf, jy weet, ek dink daar is so 'n bietjie onsekerheid in vandag se tyd ook. Ek wil nou hierdie vraag uitbrand om hierdie vraag vir jou te vra. Baie mense het verskillende opinies oor iets soos, jy weet, iemand se stem wanneer dit kom by die uitsaaiwese. Dink jy dit is in vandag se tyd nog belangrik of gaan dit meer oor die vermaaklykheidsaspek? Jou stem gaan belangrik bly, maar dis nie meer, dink ek, die belangrikste nie. Dis hoe jy jou stem gebruik wat uiteindelik die verskil gaan maak. Kan mense daai warmte, die energie, die passie, die lekker in jou stem hoor, want dis waaroor uitsaai gaan. As jy dit kan regkry, dan is jou stem nie die nommer 1 wat jy nodig gaan hê wanneer jy wel in die uitsaai wêreld betrokke raak nie. So die ander belangrike ding also is dat jy moet altyd onthou, jy is uniek. Moet nooit iemand anders probeer wees nie. Sjoe, ek dink daai is 'n wonderlike wenk om jou af te sluit. Die tyd het ons nou ingehaal en dit is waarom ons by jou gaan kom aanklop. Henny, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was 'n voorreg en dit sal altyd lekker wees om terug te ploeg in die uitsaai-bedryf. Nou daar het jy dit. Uitsaai in aksie. Dit is die naam van die kursus. Net hierna is dit tyd vir musiek wanneer ons 'n bietjie terugkeer na die MK dae toe, bly net waar jy is.